Môre, dis Dinsdag die 3 Februarie en ek hoop jy is op 'n plek waar jy vandag net 'n bietjie kan asemhaal. Dalk sit jy met 'n koppie koffie in die hand. Of dalk draai jy vandag aan 'n huis wat 'n effe skeef voel. En as dit waar jy jouself vandag kry, dan is hierdie stukkie skrif spesiaal vir jou. Nie omdat dit lank is nie, maar omdat God vandag eerlik met ons praat oor liefde. Ons lees net 2 verse vandag. Genesis 25 vers 27 en 28. Dis baie min woorde, maar hulle kyk diep in ons eie huise in. Kom ons lees dit stadig saam, vers vir vers. En daar staan geskrywe in vers 27. En die seuns het opgegroei. Esau het 'n ervare jagter geword, 'n man van die veld, maar Jakob was 'n vredelievende man wat in tente gewoon het. Nou 2 seuns, 2 paaie, die een is buite en die ander bly by die huis. Tot hiertoe klink dit nog baie eenvoudig, maar dan kom vers 28. En Isak het Esau lief gehad, want wildsvleis was na sy smaak, maar Rebekka het Jakob lief gehad. Daai frase, na sy smaak, dis nie 'n harde oordeel nie, dis net eerlik. En dis waar liefde soms skeef begin trek, nie met 'n skandaal nie, maar met 'n voorkeur. Wie pas makliker by jou? Wie vra minder van jou geduld? Wie is vir jou net eenvoudiger om lief te hê? En sonder dat jy dit bedoel, raak jou liefde ongelyk. Iemand kry jou sagtheid, iemand anders kry jou stoltes. En ek sê dit met oop hande, ek ken dit in my eie hart, en dalk herken jy dit ook. Maar dan kom God en wys vir ons iets klein en kosbaar. Die teks hier gebruik 'n klein Hebreëse woord om Jakob te beskryf, tam. Dit beteken opreg, heel, nie volstreke nie. En hoekom wys God dit vir ons? Om te sê, hy kies nie net die wat uitstaan nie, hy werk met die wat eenvoudig lewe. Die wat net getrou probeer wees. So as jy vandag voel, jy's nie die gunsteling nie, of dalk word jy gereeld misgekyk, hoor hoe mooi God vir jou wil sê, hy sien jou, en hy werk met jou, en dit bring ons reguit by Jesus uit. God se liefde werk net anders. Hy kies nie op hoeveel hy van jou hou nie, hy kies jou deur genade. By die kruis dra Jesus ons skewe liefde, ons voorkeure, ons partydigheid, ons stol wegbly in harde woorde, en hy dra dit alles. En toe hy opstaan, gee hy vir ons nie net beter maniere nie, hy gee vir ons 'n nuwe hart, 'n nuwe begin. So hier's vandag se uitnodiging, en gaan wees eerlik vandag met jouself. As jy sien jou liefde begin kies, vat dit na die Here toe. Sê dit soos dit is, en doen vandag net een klein ding. Gaan praat 'n bietjie sagter, of gaan luister 'n klein bietjie langer. Kies vandag anders. Kom ons bid saam. Here onsse God, U sien ons huise. U sien hoe liefde soms begin skeef trek. Vergewe ons waar ons gekies het op gemak. Dankie Jesus, wat nie op smaak gekies het nie, maar dat U Uself aan die kruis vir ons gegee het. Dankie dat U opgestaan het en vir ons 'n nuwe hart gegee het. Leer ons vandag om anders lief te hê. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Die teks gebruik hier 'n klein Hebreëse woord om Jakob te beskryf. As jou liefde begin kies, bring dit terug na Jesus toe. Want God is getrou en hy hou jou vas. Ek hoop jy het 'n geseënde Dinsdag.